is nie aan die vlees besny nie, maar ons is aan die gees deur bekering en wedergeboorte volgens Johannes 3 vers 1 tot 11. En daarom onderhou die bruid van Jafashua ook geen Joodse feeste nie, want dit geen betrekking op ons, wie deur die genadebloed van Jafashua gered is nie. Nie die nuwe jaar nie, niks nie. Ons herdenk die nagmaal. Jafashua het vir sy disippels gesê, herdenk my dood en my opstanding en my wederkoms, tot ek weer kom. Die woord verklaar dat ons as bruid van Jafashua nog onder die 600 wette van Moses wil leef nie, en dat ons onder die genade van Jafashua verval. Luister wat sê ek hierso, nou kom ek gaan dit weer vir u sê. Die woord verklaar dat ons as bruid van Jafashua nog onder hierdie 613 wette van Moses wil leef. Ons wie nog onder die 6 wil leef, het ons van die genade van Jafashua verval, dan leef ons nog in die sonde. En dit is 'n patetiese toestand om in te verkeer terwyl daar genade op genade is. Jy kan nie een voet by die Messie staan en by die ander voet by die Hans nie. En hierdie gaan alles vir julle Messiaanse ouens ook. Almal van julle. Die wegrapping sal wees soos 'n dief in die nag. Met al hierdie geopenbaarde inligting, kom dan besteed deur ons eerder die woord van Jahwe Almagtig volgens. Want ons nou seker skrifgedeeltes gaan besteed deur, moet jy weet dat sommige skrifgedeeltes nie van toepassing is op die volk van Israel. Dis net vir hulle. En nie die bruid van Jafashua nie, maar vir meer as 600 jaar word daar gepreek en geleer dat elkeen van hierdie skrifgedeeltes op die kerk van toepassing is, terwyl dit nie so is nie. Dis uiters noodsaaklik om die beeldspraak in hierdie volgende skrifgedeeltes reg te verstaan. As gevolg van tyd gaan ek redelik vinnig deur dit gaan. Hier is 'n hele paar skriffies. Johannes 10 vers 1 en verder. Johannes 10 vers 1. Voorwaar ek, dis Jafashua sê vir julle, ook ons in hierdie 21ste eeu. Kyk maar na my vingers ook, dit is inlas. Wie nie by die deur van die skaapstal ingaan nie, maar van die ander kant af inklim, hy's 'n dief en 'n rower. Onthou net, ons leef vandag in die tyd van die groot leuen. As nie voor inkom nie, hy's 'n dief en 'n rower. Al sê hy vir jou, hy het van God gehoor. Die getuienis dra geen krag nie, as dit nie bewys word nie. Maar hy wat by die deur, nou sê Johannes 10:2, maar hy wat by die deur ingaan, is die herder van die skape. Halleluja, ek is so bly ek ken die opperherder Jafashua. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek, Jafashua, het gekom dat julle lewe in oorvloed kan lê en lewe. Ek, Jafashua, is die goeie herder, die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Vers 12, maar die huurling, en hy wie nie 'n herder is nie, en wie die skape nie die eiendom van is nie, sien die wolf, die Satan, die nieuwheidsleens, kom en laat die skape staan en vlug. En die wolf vang hulle en jaag die skape uitmekaar. Vers 13, en die huurling vlug, omdat hy 'n huurling is, en niks vir die skape omgee nie. Johannes 10:14, ek, Jafashua, is die goeie herder, en ek, Jafashua, ken my eie, en word deur my eie geken. Ek is so bly, ons is van die skape, wat hulle herders se stem ken. Die woord self verklaar, kom soos 'n dief op jou af. Die vraag is op wie? Op Israel, die kerk, of die bruid van Jafashua? Ek wil weer sê, die woord verklaar self, ek kom soos 'n dief op jou af. My vraag is, op wie? Op Israel, die kerk, of die bruid van Jafashua? Wat sê jy? Kom, wat sê jy? Openbaring 3 vers 3. Onthou dan hoe jy dit ontvang en gehoor het en bekeer jou. Hierdie waarskuwing is vir die onbekeerde mense, nie die bruid nie. As jy dan nie wakker word nie, sal ek Jafashua op jou, die volk van Israel, afkom. Dis vir die volk van Israel. Soos 'n dief. En jy sê dan weer, jy sal nie weet in watter uur ek, dis Jafashua, op jou, naamlik die volk van Israel, afkom nie. Niks met ons in die genade tydperk te doen nie. Ons het vandag wat? Die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh, wat ons leer en lei in alle reg en waarheid. Openbaring 16 vers 15. Ek, Jafashua, kom soos 'n dief. Salig is hy, naamlik die volk van Israel. Ek wil net hê dat u weet, by Openbaring 16, dan is die bruid al 7 jaar en 105 dae basies in die hemel. Hierdie is vir Israel, die 1/3. Kry my boek, die 2 sleutels tot die boek van Openbaring. Alles is daarin, 25 jaar navorsing, net in die boek Openbaring. Openbaring 16:15, kyk ek, Jafashua, kom soos 'n dief, salig is hy, naamlik die volk van Israel, niks met die bruid op die kerk te doen nie. Wie waak en sy klere bewaar, sodat hy nie miskien naak rondloop en ons sy skaamte sien nie.
Openbaring 16:16, hulle, naamlik die volk van Israel en die antichristiese mensdom in die groot verdrukking, het hulle versamel op die plek wat in Hebreëus genoem word Armageddon. Het Armageddon iets te doen met ons vandag? Maar hier sê hy dan, hierdie wat hy nou waarsku, hy kom vir hulle soos 'n dief in die nag. Hier bring hy dan Armageddon in spel. Ons het niks met Armageddon te doen by die wederkoms nie. Hy kom met engele wanneer hy ons kom haal by die wederkoms. 1 Korinte 15 vers 27 tot 58. En hulle, naamlik die volk van Israel, antichristese mense in die groot verdrukking, het hulle versamel op die plek wat in Hebreëus genoem word Armageddon. Wie? Die Israeliete. Hierdie gedeelte is net van toepassing op die volk van Israel tydens die groot verdrukking en nie die bruid van Jafashua nie. Die 10 maagde. Jafashua self verduidelik volgens Matteus 25 vers 1. Nou moet jy jou seatbelt vasmaak. Dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde, godsdienstige kerke in instansie. Hulle is mos virgins, hulle is skoon, hulle is rein, hulle is heilig. Wat hulle lampe geneem het, uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. Wat jy verseker moet weet is dat Matteus hoofstuk 24, 25 en 26, al drie die hoofstukke, Matteus 24, 25 en 26, het absoluut niks met die bruid van Jafashua te doen nie, maar net van toepassing op die volk van Israel in die groot verdrukking. Die 5 van, hy sê in vers 2, en Matteus 25, 2, en 5 van hulle was verstandig en 5 dwaas. En toe die wat dwaas was hulle lampe neem, het hulle geen olie met hulle saamgeneem nie, ekstra olie neem. Maar die verstandiges, naamlik die bruid van Jafashua, het addisionele olie met hulle saamgeneem en hulle lampe geneem. En terwyl die, vers 5, en terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. Dis mos maar menslik. En middernag kom daar 'n geroep, daar kom die bruidegom, gaan uit hom tegemoet. En toe staan die maagde op en maak hulle lampe gereed. En die wat dwaas was, die godsdienstiges, sê vir die verstandiges, die bruid, die jafiste, geef vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit. Hoekom het die jafiste geweet om genoeg olie te vat? Wat ons kan tel. Daar moet eers 'n verbond van 7 jaar gesluit word. Die 70ste week van Daniël se 70 weke moet vervul word.